waar jy ook al dan met jou digital geldstelsel koop, weet hulle presies waar jy is, maar selfs met jou kredietkaart en jou debietkaart. Net die feit jou selfoon het 'n mikroskyfie in, het jy dit geweet? Hy's nie in jou hand, hy's in jou selfoon. En jy kan jou rekenaar afsit, dan kan jy nog steeds trek, soos wat jy Durban toe ry, of Kaap toe ry. Elke dorp wat jy verbygaan, hulle tel jou op. Alles is met die rekenaar gekoppel. Satellite tracking, alles is daar. Met hierdie digitale geldstelsel is moontlik dat jou regering sonder jou toestemming sommige geld uit jou rekening kan trek. Sommige groot bedrag geld. Wanneer daar 'n behoefte ontstaan wat nie andersins gefinansier kan word nie. Jy is nou nie meer 'n persoon van jou eie lewe nie, maar u het sonder dat jy dit werklik weet, deel geword van 'n globale stelsel en die een regeringsstelsel. Ek wil net iets hierso sê, tyd om kerk te speel is verby. Die tyd het verskriklik ernstig geword. En ek gaan dit in Engels sê, we're living in serious times. Dit wat ons vandag in 2025 ervaar is niks anders as 'n geestelike oorlogvoering nie. Wanneer president Trump die CBDC, luister wat ek sê, CBDC, Central Banking Digital Currency, blokkeer, is dit nie al wat hy gedoen het nie. Hy vertraag in werklikheid dat die antichrist nou geopenbaar kan word. Dis hoekom kan hy by die fees van trompette kan dit nie die wederkoms van Yahshua wees nie. Want president Trump het veroorsaak dat alle sentrale banke digital currencies in Amerika onmiddellik gestop word. En dat geen verdere instelling van digitale geldeenhede verder in Amerika toegelaat sal word nie. Hoeveel van u weet die inligting? Hierdie deklarasie van president Donald Trump herroep ook, luister hierso, herroep ook president Biden se deklarasie van 2022, genommer 14067. Jy kan op die internet gaan kyk, 14067, verwysend na die een globale finansiële stelsel van Amerika en verklaar dat dit ongeldig is. President Donald Trump het alles geblokkeer. Biden het dit laat deurgaan, hy wil dit hê. Hoekom? Want hy wil deel wees daarvan, wat hy hier uitgemaak het. Terwyl Jahwe Almagtig besig is om verskillende mense te gebruik om die antichrist se openbaarmaking te vertraag, is die globale finansiële stelsel steeds besig om die beast, B-E-A-S-T, Belgium Electronic Accounting Surveillance Terminal. Ek het in my boek in die vasgevang in die antichrist systeem daaroor geskryf. Die beast is in Brussels. En the beast is 'n rekenaarstelsels wat die wêreld se geldstelsels beheer. Ek het altyd gesê, wat gebeur as die terroriste, Al-Qaeda of een van daai ouens, daai beast, B-E-A-S-T, Belgium Electronic Accounting Surveillance Terminal, as hulle stomp met 'n bom? Wat gebeur? Hulle lê die wêreld se monetêre stelsels plat. Weet jy wat hulle gedoen? Die halfwegstasie wat hulle gebou het na Mars toe, is nie die halfwegstasie na Mars soveel gewees nie. Dit was cloud wat hulle gebou het. Die rekenaarstelsels, alles wat hier in die beast is, het hulle gevat in 'n cloud gesit. Almal ken cloud vandag. Lees my boek, is dit Armageddon, waar Jahwe vir my daai ding openbaar. Die aand toe Rian Kruiwagen gaan verduidelik op die nuus van die halfwegstasie wat gebou word na Mars toe. En Jahwe agterna dit vir my oopmaak en sê, dis nie 'n halfwegstasie soveel as wat hulle die beast, Belgium Electronic Accounting Surveillance, soom toe gaan skei waar geen terroriste by dit kan kom nie. Kry my boek, vasgevang in die antichrist systeem, is dit Armageddon. Mense word aan die slaap gevang. Tans in 2025 is meeste banke in die wêreld besig om deur advertensies en verskeie advertensies en kompetisies mense te probeer oorreed om eerder kontantlose geld in digital kontantlose geld te skep. Met ander woorde, ouens wat note het, gee dit by die bank in, moenie meer met geld werk nie. Hoekom? Want die ontvanger weet nie daarvan as jy kontant het nie. En dis hoekom hulle meer en meer. Ek en Pastor Ricard een middag by 'n plek gaan eet, hier in Pretoria. En toe ons instap, toe staan daar so, sorry, we don't accept cash for your safety and ours. We only accept debit and credit cards. Ons is besig om in daai rigting te beweeg. Cashless.
Mikroskyfie is die volgende ding, want ons het die debiet en kredietkaarte, maar as 'n ou jou rekening het en hy kan jou pincode hê, dan trek hy jou rekening leeg. Ek weet waarvan ek praat. Hulle het R80.000 uit my skoonsister se rekening getrek, voordat hulle agtergekom het wat aan die gang is, en toe is dit te laat. Met ander woorde, ons moet wakker wees. Ek, professor Hannes Redereghuis, waarsku nou in 2025 reeds, moet jou nie laat vang nie. Want ons leef steeds vandag 2025 in die tyd van genade, halleluja. Want Jahweh, hy sê, want Jahweh het nog nie verskyn nie. Hoekom? Want die finale vredesverbond is nog nie geteken nie.